As die Here gee vir ons 'n rigting vanoggend, kom lei ons. Laat ons doen dit wat God die Vader van ons verlang. Geef vir ons die woord van God as riglyn. En laat U Gees dit aan ons openbaar presies U wil. Kom stoor dit nou in ons binneste onvergeetlik. Dat niks of niemand dit kan uitwis nie. En dat dit die lamp vir ons voet sal wees, tree vir tree wat ons moet gee, om binne U wil te wees. Hemelse Vader, ons eer U vir hierdie goddelike tydperk. En ons bid dit alles in Jesus Christus naam. Amen. Jy kan gerus sit, gemaklik wees. Ons gaan die sakrament bedien na die woord. Die woord van God het tot my gekom, soos Karin sê al gerukkie terug. En dit spesifiek uit die Ou Testament. En dit in 2 Konings 2. Maar ons gaan nie nou so toe blaai nie. Ons gaan by dit uitkom. En die tema van vandag is: hoe sterk is jou verhouding met die Heilige Gees? Hoe sterk is jou verhouding met God? Hoe gereeld raadpleeg jy God in jou doene en late en jou gewone lewenswyse? Dit is ontsettend belangrik. Dit is ontsettend belangrik dat jy besef God het jou geroep en ons kry dit hier in 1 Petrus. Hy sê, ek het jou spesiaal geroep as uitverkorenes, as 'n koninklike priesterdom. 1 Petrus 2 vers 9 sê, 'n uitverkore geslag, 'n koninklike priesterdom, 'n heilige nasie, 'n volk wat aan God behoort, sodat julle die vreugde kan verkondig van Hom wat julle uit die duisternis geroep en na sy wonderlike lig toe. Ons moet besef, jy is nie meer wie jy was nie. Jy is deel van die koninkryk van God en jy die spesiale salwing van priesterskap gekry. Ons kom tweedens na skrifgedeelte in Efesiërs 4 vers 11. Hy sê, en hy het sommige as apostels, en ander as profete, en ander as evangeliste, en ander as herders en leraars geroep. En is dieselfde Gees wat hierdie mense bekwaam maak om dit te doen. So, dit wat in die Ou Testament gebeur het, en wat God se wil was, is nog steeds so. Maar ek wil begin by die begin, en dit in Exodus 3. Exodus 3 weet ons, hierdie Moses, wat net 'n gewone mens was, wat in die tempel van Farao groot geword het, word geroep, nadat hy kwaad aangedoen het en moord gepleeg het, en God sê vir hom, kom hiernatoe, trek jou skoene uit, en die grond waar jy staan is heilige grond. En God maak vir Moses verder bekwaam om die volk Israel te lei, en hy raak 'n leier vir 'n volk. En ons ken die verhaal, hoe hy geswoeg en gesmeed het, eventueel tot in Exodus 2 vers 5 tot 3 kry die boodskap, maar hy moet 'n tabernakel daar stel. En God se behoefte verdwyn nie, en in Exodus 33 kom hy en hy sê, ek soek meer as dit, ek wil hê, daar moet 'n tent van ontmoeting wees, dat ek daagliks met jou in verbinding kan tree. En hy maak hierdie tent van ontmoeting presies soos God vir hom sê.
dit en hy sê, nou sal ek vir jou wys, ek is hier, met 'n wolk voor hierdie opening van hierdie tent, en s'nags sal daar 'n vuurkolom oor hierdie tent wees. En Moses beleef die teenwoordigheid van God. Hy weet hy's daar, hy beleef hom. Want al die raad en advies wat hy nodig het, kry by God. Geen mens was bevoeg om God se plek voor te neem. En wat gebeur? Josua word Moses se opvolger. En hy is betrokke by hierdie volk en hy lei hierdie volk. En dit gebeur éventueel dat rigters in die Ou Testament genoem word. En julle, as julle terugkyk na rigters, dan moet julle dink aan Samson en hierdie ouens. En hulle was almal gesalfdes van die Here, afgesonderd is om in die koninkryk van God te doen wat goed is vir die volk. En as ons 'n opsomming maak van hierdie mense, sal ons sien, hulle was verlossers. Moses was 'n verlosser, Josua was 'n verlosser, Samson was 'n verlosser. En so kan ons sê, beweeg hierdie Ou Testament aan, totdat daar gemeld word van Eli die priester. En daar kom priesterskap ter sprake, maar is ongelukkige mislukking. Hy is 'n mislukking in die opsig van sy kinders, wat ongehoorsaam is. En gelukkig gebeur dit, dat Samuel gebore is. En Samuel raak 'n profeet, en ons kan dit sien, 1 Samuel 7 vers 12, tree op as 'n rigter. 'n rigtingaanwyser. Ek was altyd bekommerd, maar wat is 'n rigter eintlik? Wat het dit met die prys van eiers uit te maak? En die Heilige Gees openbaar my, hy's 'n rigtingaanwyser. Hy moet sê waar daar goed en kwaad is. En dis hoekom die Engelse Bybel praat van judges. En ek dank die Here vir Afrikaans wat sê rigters. En wat gebeur in hierdie verhale? Die volk murmureer en hulle soek 'n koning. En God sê, dis buite my wil. 'n gesalfde van God was genoeg. Maar as gevolg van heidense invloed soek hulle 'n koning. En God sê, dit is fyn met my, solank julle die een salf as koning wat ek aanwys. En Samuel kry die boodskap by God en hy wys vir Saul aan as koning. En nou kan ek vir jou vra, hoe suksesvol was dit? Dankie Susan. Jou gemis. Sy seer sê no ways. In so 'n mate dat God teleurgesteld was en hy was spyt. En hy sê dit vir Samuel. Ek was spyt om vir Saul te laat salf as koning. En hy sê, ek sal vir jou die nuwe koning aanwys, wat die opvolger sal wees van Saul die mislukking. En hy laat salf vir Dawid as 'n jong man, as opvolger. Maar Dawid hou aan een kant, want die koning lewe nog. Hy pas nog steeds skape op vir sy pa en ruk die leeu se bek uitmekaar uit en gee die beer 'n potshot om sy skape te beskerm. En dit is 'n groeiproses gewees, al die pad, totdat God besluit het, Saul,
jou tyd is verby. En hy stuur vir Samuel en hy sê vir Samuel, gaan sê vir koning Saul, jy was 'n dwaas. God stuur sy gesant na die heerser toe van daai koningskap en sê vir hom, jy tree op soos 'n dwaas. God het besluit dat sy gesalfde in die priesterdom die seggenskap het om vir die koning te sê, jy's 'n dwaas. Samuel 16 vers 12 en 13. God wys vir Samuel om regtig waar vir Dawid te kry om as koning op te volg. En ons weet 1 Samuel 13 vers 1 tot 13 is die verhaal van Saul se dood. Dis 'n tragedie om te besef 'n koning draai so uit. 'n Koning wat deur God gesalf en afgesonder is om die volk te heers en te lei. En Dawid is as koning gesalf. In 2 Samuel 11 vers 2 tot 17 weet ons, Dawid bly 'n mens. Gesalfde of te nie. En hy val vir die grap om Batseba nader te bring wat nie sy vrou is nie. En dis nie al nie. Hy veroorsaak dat haar man Uria sterf op die oorlogveld, dan is hy georganiseer. Maar wat gebeur verder? 2 Samuel 12 leer ons presies hoe God vir Nathan die profeet stuur om vir Dawid te gaan sê, jy het aangejaag. En in die woorde van dit wat vasgelê is, wat met so iemand moet gebeur, sê hy, nee, hy sê nie. Hy vertel hom 'n verhaal. Hy sê van wat moet met so 'n man gebeur? En Dawid sê, hy moet sekerlik sterf. Jy sien, want Samuel was in 'n verhouding met God. Min mense het Samuel bevraagteken. Want hy het by God se voete gesit en geweet wat is die volgende stap. Ons weet, Dawid het nie gesterf nie. Maar die kind wat buite eg verwek is, het gesterf. En toe is daar Salomo gebore. En Dawid regeer en hy probeer sy bes om binne God se wil hierdie volk te lei. Maar ongelukkig, so raak almal oud. En Dawid lê so te sê op die sterfbed. En in 1 Konings 1 vers 5 tot 9 lees ons dat Adonai, seun van 'n Gagit, maar nie vir my verhaal kom dit. Adonai is seun van die pa Gagit, besluit, Dawid is daarmee heen. Ek gaan nou hierdie koningskap op my eie vat. En hy laat vee slag en hy hou fees en hy gaan sit op die troon. Buite God se wil. En wat gebeur? Nathan word gestuur
om hierdie gemors in lyn te bring met God se wil. En hy gaan sê vir Batseba, weet jy wat aangaan? En ja, hulle het nou nie WhatsApps en platforms gehad nie, maar eventueel het sy agtergekom, daar's groot fout. Hierdie ou se kop raas. Ek weet nie of dit oor die Gagitte geding is nie. Maar hy was buite God se wil. En hulle verwyder hom van die troon. En Salomo verrys die troon soos dit God se wil is, want Nathan het hom gesalf. Die profeet, wat eintlik seker volgens ons net in die kerk hoort, meng in by die regeringskap van Dawid en Salomo. Maar dit is geen einde nie. In die Ou Testament sal ons agterkom, dit het nergens gestop nie. Want daar's 'n lieflike verhaal in dit in 2 Konings. En jy kan so toe blaai, en jy kan dit nou maar merk, saam met die ander as jy so wil. 2 Konings 6. Maar voordat ons daar lees, wil ek net onder jou aandag bring, vergeet van Eli, toe kom daar 'n Elia. En God salf Elia as sy profeet. En Elia se verhaal was net, wow. En Elia kry volgelinge, hordes profete, wat teen deur hom geleer is, gesalf is, afgesonder is. En die profeet Elia weet sy tyd is min. En Elisa is by hom en Elisa sê vir hom, my begeerte is om dubbele jou porsie van salwing te ontvang die dag as jy gaan. En dis nie 'n feit van, en Elisa het 'n kans gevat nie. Of Elia het gedink, hier's 'n kans, ek kan 'n paar goedjies hier uitskoor. Hierdie mense het met God verkeer en was in 'n verhouding met God. En Elia sê vir Elisa, dis fyn met my. Maar as jy daar is, die dag, as God my kom haal, dan weet ek, dis binne God se wil. En hulle het saam verkeer. En toe Elisa nog so kyk, toe sien hy, hier kom 'n strydwa van goud en vuur, uit die hemel uit. En hy weet, dankie Jesus, dankie Here, dankie my God, dankie my Vader. Ekskuus, ek het Jesus genoem, hy het dit nie teen gesê nie, maar hy het gesê, dis my God se guns. En Elia klim op hierdie voertuig, en daar gaan in die hemel. En daar's 'n spesiale oomblik, en Elia vat sy mantel, en hy gooi hom so af vir Elisa. En die salwing, wat dubbel die hoeveelheid is, wat Elias in was, val op Elisa. Die anointed one. En julle kan dit gaan lees, man, dit is beter as die TV. Die vleis om hierdie verhaal is wow. En gaan lees hoofstuk 6, want ek gaan net hier en daar 'n porsie gebruik. Jy sien in 2 Konings
vers 6 staan daar, hierdie volk was bekommerd. Want as hulle Israel wil aanval, en hulle kom daar, dan is hulle nie daar nie. Dan dink hulle is daar. Dan gaan hulle soontoe. Hulle is nie daar nie. En hierdie koning besef, daar's groot fout. Ek het iemand hier wat inligting laat uitlap oor wat ek besluit. En tussen die geleerde staan iemand op en hy sê, ek het vir jou slegte nuus. Daar's 'n profeet wat so ingelig is deur God. Koning, jy weet wat? Hy weet tot alles wat jy in jou slaapkamer sê. Ek dink nie, hy het dit along the grapevine gehoor. Ek dink sy verhouding was buitengewoon goed met God. Daarom was hierdie Elisa so ingelig. En ek kry die prentjie, Elisa het hom nie laat rush nie. Hy het statig beweeg en hy het nooit gestres nie. Jy sien, en daar was bekommernis in hierdie volk. Hulle was bekommerd oor hulle toekoms. Intussen kon hulle maar net gehoor het wat God se wil is oor hulle deur die profeet Elisa. En soos wat dit was, het Elisa 'n slaaf gehad. En die volgende oggend staan hulle een oggend op en hierdie slaaf is bekommerd en hy sê, hulle het ons, kyk daar, jy sien net, army ouens. En Elisa het seker maar net so gekyk en gesê, so wat? Dis mos die gepaste woord. So wat? En die slaaf verstaan glad nie wat aangaan nie, want Elisa stres nie. Elisa is glad nie bekommerd nie. En Elisa kom hom nie by nie en hy gooi hom nie klomp woorde nie. Al wat hy sê is, Here, maak sy oë oop. Maak dit sy oë oop. Daar staan nie geestelike oë nie. Hallo. Gemaak dit sy oë oop. En die volgende oomblik sien hierdie slaaf hierdie goue vuur strydwaans om die vyand. En Elisa het net geweet het gebeur. En hy sê vir hom, die wat met ons is groter as die vyand. En Elisa het hom nie net by sy eie sake en bemoeienisse gehou nie. Toe hy sien, hy moet hierdie volk help, beweeg hy nader toe, hierdie vyand. En hy sê, my Here, slaan hulle asseblief met blindheid. En die laaste een van hulle raak blind. En hy gaan verder, en hy beweeg tussen hulle, en hy vra vir hulle, kan hy hulle help? En hulle sê, ja, hy soek hierdie man. Hy sê, kom ek sê julle wys. Kom ek sê julle wys. Volg my.
En seker moes hulle maar net sy voetstappe en die van die slaaf gehoor het, en so gaan hy met hulle van die slagveld af. In die stad Samaria. En ek dink daai stedelinge was hoogs bekommerd. Want hier kom hierdie soldate gewapen tot die tande toe in hulle stad in. En Elisa stap voor. En julle weet wat? Vers 21 en 23 van hierdie skrifgedeelte is amazing. Hier staan geskryf, toe hy hulle sien, sê die koning van Israel vir Elisa, moet ek aanval? Moet ek aanval my vader? Hy noem die profeet Elisa, sy vader. Nie my papie nie, wat my gepestel het nie. Vader in die opsig van my opsiener, die een bo my. Daar's vertalings wat sê, moet ons die swaard trek en hulle uitroei. Ag nee, pastoor, ek kan nie dink dit in die Bybel staan. Check maar, vanmiddag, as jy huiswerk. Maar hy antwoord, vers 22, jy mag hulle nie aanval nie. Want God sê so. Sou jy die, wat jy met jou swaard en boog gevange geneem het, aanval? Sit vir hulle brood en water voor, man. Wat bekeer jy? Dis God se wil. Hy het toe vir hulle 'n groot feesmaal voortgesit. Hierdie koning. Hy het nie vrae gevra nie. Hy het nie vir hom gesê, luister nie, maar eintlik, ek weet nie so mooi of dit die regte ding is nie. Ons konstitusie sê anderster. Hy het seker vir hom gesê, het jy nie die wetboeke van Moses gelees nie? Vers 23, hy het toe vir hulle 'n groot feesmaal voorgesit. Nadat hulle geëet en gedrink het, het hy hulle weggestuur. En hulle het na hulle heer toe gegaan. Die roofbendes van die Arameërs het toe nie meer in die gebied van Israel gekom nie. Hoe ongewoon is dit? Hoe weird is dit? Maar God was in beheer. God het vir die profeet Elisa die regte advies gegee. Die regte rigting gegee. Sou julle sê, hy het 'n verhouding met God gehad? Sou julle sê, hy het hom nie laat lei deur stemme van die wêreld nie. Hy het binne God se wil opgetree. Want hy het geweet, dis waaroor dit gaan. Dis hoe jy moet leef. En hierdie streepie wil God deurtrek tot met vandag en sê, ek het jou geroep. 'n uitgesoekte volk, 'n koninklike priesterdom. Jy mag betrokke wees
mits jy binne my wil is. En as ek iets ongewoons op jou pad bring, wat jy moet besluit oor, hoor by my, ek sal jou laat weet, wat is God se wil. Ons gaan in hierdie tydperk in, van Paasnaweek, so staan die naweek met die Palmfees. God se vraag aan die ligfamilie is, hoe lyk jou verhouding met die Heilige Gees? Is dit wat jy sê, of versoek, of hoe jy reageer, binne my wil? Is jy seker? Jy sê wat ek wil hê jy moet sê, want jy is deel van my koninkryk. Jy bid elke dag, Here, laat u koninkryk kom, laat u wil geskied. Oeps. Dis die elementairste gebedjie. Doen jy dit? Is dit waar ons moet wees? Ek kan net sê amen. Kom ons sluit die oë. Dankie Jesus. Dankie vir u woord. Dankie dat u met ons praat. Dankie dat ons weet u is liefde. En dat u wat liefde is, vrede bewerkstellig. Dankie Jesus, dat u krag van u Gees nou oor ons sak, en sal help dat ons nog verdere eenheid sal bly, en dat as ons ons monde oopmaak, dat ons binne God se wil sal wees. In Jesus Christus naam. Amen. Ons gaan nou die sakrament bedien, kom gerus vorentoe. Hierdie is so spesiaal. Ons weet dis deur God ingestel.